Hallo julle. Okay, so in vandag se eerste les wat ons gaan doen, is ons gaan 'n bietjie deurlees en 'n bietjie meer woorde probeer verstaan en goed. Dit gaan die eerste les wees van 'n paar, net om seker te maak julle het die basiese reëls van Afrikaans. Die is vir graad 1. Goed, so soos ek gesê het, ons doen vandag Anita gaan dokter toe. Okay, so hierso begin ons lees. Ek wil net altyd sê, daar moet aan 'n begin van 'n sin 'n hoofletter kom, maar in hierdie geval is daar 'n naam, so dit moet in elk geval 'n hoofletter wees, want 'n naam begin met 'n hoofletter. Goed, so soos julle kan sien, ek het dit gou vir julle gaan uitskryf. Name begin altyd met 'n hoofletter, byvoorbeeld Ansie. Daar is nooit 'n naam met 'n klein letter nie, dit is verkeerd, so kom ek sê nou maar, ons skryf Adam. As jy Adam so skryf, is dit verkeerd. Jy sal nie 'n punt kry nie. Dit moet 'n hoofletter wees. En dan sal jy indien jou punt kry. Nou, dan begin van 'n sin begin ook altyd met 'n hoofletter. Byvoorbeeld, ons gaan dorp toe. Die o in die geval is 'n hoofletter, want ons almal gaan dorp toe. En dit is aan 'n begin van 'n sin. As jy hom 'n klein letter maak, byvoorbeeld, ons gaan dorp toe, is dit verkeerd. Dit moet mooi groot wees. En 'n groot O, want daai gaan jy nie 'n punt kry nie, jy sal daar 'n punt kry. En dan, laastens, einde van 'n sin, moet jy altyd 'n punt sit, soos byvoorbeeld, ek het my punt daar gesit, en ek het my punt daar gesit, en ek het hom mooi groot gemaak ook vir julle, dat julle kan sien, daar is hy, en daar is my groot punt daar so. So jy moet altyd jou punt hê. As jy jou sin skryf, sonder jou punt, daar is nie 'n punt nie, gaan hy verkeerd wees. As jy hom reg skryf met jou punt, dan sal jy jou punt kry. So hierso is 'n paar wenke. Julle kan dit afskryf as julle wil, of julle kan dit los, julle kan dit daardeur gaan, maar dis die basiese goed. Okay, so hierso het ek 'n paar lekker oefeningetjies geskryf wat ons saam kan doen gou-gou. Okay, so ons begin by die heel eerste een, ek eet 'n appel. Dit is baie verkeerd, daarso, want ek is nie 'n hoofletter nie, dit moet 'n hoofletter wees, en daar's nie 'n punt nie, daar moet 'n punt wees. So hoe gaan ons dit reg maak? Ons gaan dit oorskryf, en dit reg skryf. En seker maak, dit is reg. Kyk, ek gee julle so 'n paar minute om dit te doen. Goed, so soos julle daar kan sien, het ek dit nou reg gemaak. Ek het gesê, ek begin met 'n hoofletter, dit is al klaar vir jou 1 punt, en eet 'n appel, punt. So daai punt is die hele sin, dit stop daar, die sin stop daar so. So, daarso het jy jou hele punt, jy het nie 'n verkeerde rooi merk in jou boek nie, alles is reg, alles is reg. Dit lyk goed, kom ons gaan na die volgende een toe. Reg, okay, so die volgende een. Sunny is my maatjie. Okay, hierso, Sunny is nie 'n hoofletter nie, en daar's weer eens nie 'n punt nie. Ons gaan dit reg maak. Ek gaan julle weer 'n paar sekondes gee om dit te doen, en dan gaan ek julle help. Okay, goed, my fokus is 'n bietjie weg, maar kom ons skryf dit saam. Okay, goed, so my fokus is 'n bietjie beter aan hierdie kant, so ek gaan van hierdie kant af gaan. So, ons gaan hierdie saam skryf, het ek gesê. So, ons begin, Sunny is my maatjie. En onthou, die belangrike deel, jou punt. Daar het jy al klaar weer 2 ekstra punte in die sak, al is dit net 1 punt. Jy weet, jy gaan nie rooi merk in jou boek hê nie. Ok, laaste een.
Okay, goed, so hierso, Pieter is 'n hoofletter, so die naam is reg. En daar is 'n punt, so hierdie sin is reg, die punt is 'n bietjie klein, maar so al wat julle gaan doen is julle skryf hierdie sin presies so oor soos wat hy is. So ons gaan sê, goed so ek en Pieter en ek gaan slaap 8 uur, dit is mooi reg, daar's punte, daar's hoofletters, alles is korrek, so ons hoef nie te worry oor hom nie. Nou al wat ons oor moet worry is die res van Ansie of Anita, ja, Anita. Okay, so hier is die volgende stuk van Anita. Anita, sorry as jy die honde hoor. Anita se ma neem haar dokter toe. Sy sê vir die verpleegster dat Anita siek is. Okay, eerstens, daar is 'n hoofletter, julle sien, punt, hoofletter soos wat ons gesê het. En nou, die belangrike deel wat ek vir julle wil sê, wat baie belangrik is, as dit nie so is nie, dan is dit 'n heeltemal anders woord. So hierso kan julle sien, daar is 'n kappie op die E. As daar nie 'n kappie op die E is nie, is dit se. Nou, hoe kan ek vir julle sê? As dit se is, kom ons doen gou die. Okay, as dit se is, okay, so, daar is die kappie, as daar nie 'n kappie is nie, dan staan daar se. Sy se, vir die dokter, dat Anita siek is. So nee, daar moet 'n kappie wees, anderste is jou hele sin totaal en al verkeerd, en ons wil dit nie hê nie. So ons maak net altyd seker daar's 'n kappie. Goed, ons gaan aan. Anita is baie warm, sê haar ma. Die dokter roep vir Anita. Weereens, daar is 'n kappie op, so dit sê. En Anita is baie warm, daar is 'n komma, want jy moet 'n asemhaling kry. Okay, as jy nie asemhaal nie, dan is dit verkeerd, want daar is 'n kommaatjie. Goed, hierso is dit weer begin van die sin, en ons begin. Hallo Anita, hoe voel jy? Okay, ek het daai sin nie reg gesê nie as jy dit gehoor het. Ek het dadelik aangegaan na Anita toe. Nou, julle gaan miskien vra, hoekom is hallo en Anita hoofletters? Soos ek gesê het, onthou wat ons gesê het. Anita se naam, so sy bly 'n hoofletter. Name is altyd hoofletters, jy kan dit nie verander nie. Hallo is die begin van die sin, so jy moet hom 'n hoofletter hê. Okay? So basies wat ons gaan sê is hallo Anita, of nee, hallo Anita. Hoe voel jy? Vraagteken, want dis 'n vraag. Jy vra, die dokter vra vir Anita, hoe voel sy? So, kom ons sê, daai was net 'n daai was net 'n A, en daar was nie 'n vraagteken nie. Daai is verkeerd, baie verkeerd, want dit moet 'n hoofletter wees, daar moet 'n vraagteken wees, en Anita moet 'n hoofletter wees. Goed. Vra die dokter. Ek voel siek, sê Anita vir die dokter. Kom, laat ek kyk wat fout is, sê die dokter. Okay, soos julle kan sien, daai het 'n bietjie van 'n fout, maar dis okay. So, basies, daar is kommas, so jy rus 'n bietjie tussenin, dat jy nie so aan mekaar praat nie. Daar's hoofletters by elke sin, want kom ek wys gou vir julle op 'n baie makliker manier as wat ek sou wys, persoonlik. Ek sê dit nie so gewys het nie, maar ons gaan dit nou so gou doen vir julle. So, kom ons sê nou maar, julle is 'n bietjie ouer, gaan julle van paragrawe en goed soos dit
meer leer, maar ons doen die gou om julle net 'n bietjie meer voor te stel. So, ek weet nie van vandag se graad 1 of hulle van paragrawe en goed leer nie, ons het nie, maar kom ek sê gou. So, 'n paragraaf en 'n strofe. So, hierdie is 1 paragraaf, strofe. So, ons merk hom 1. Hierdie is paragraaf 2, of strofe 2. En hierdie is paragraaf 3, of strofe 3. As julle in poesie kom, en julle het gedigte of iets, gaan julle van strofes leer. Ok, ek het geen idee wat ek nou... Ok, sorry, ek het my plek verloor, ek is terug op trek, op die pad. Ok, sorry julle. Ok, so, 'n strofe is basies soos 'n paragraaf, maar korter, en dit is gewoonlik in gedigte of poesie of iets soos dit. Dit sal julle leer in 'n soos graad 2, 3 daar rond. Ek is nie meer seker nie. Ek sal weer moet gaan Google, want ek het juist gaan Google wat ons hierso vandag moet doen. Ok, so, paragraaf 1, 2, 3, hoofletter, daar's Anita, hoofletter, vraagteken, ok, so, baie mense dink daai is 'n hoofletter, dit is nie 'n hoofletter, F sal, genade, 'n hoofletter F lyk so, so daai is 'n klein letter, so dit is korrek. En julle kan ook sien, almal het punte, daar's 'n punt, daar's 'n punt en daar's 'n punt. Daai kommaatjies is daar. Net om so seker te maak, jy weet. Ok, so, basiese goed, uitgesort, onder die bout, ons kan aanbeweeg. Goed. Die dokter weeg Anita op die skaal. Weereens, ek kan julle gou sommer hierso wys. Die dokter weeg vir Anita, en daar is 'n hoofletter, daai is 1 sin, dis basically ons, dis basies ons paragraaf, en paragraaf. Is ek reg? Is daai 'n paragraaf? Nee, soos julle kan sien, daar is nie 'n hoofletter nie, en daar is nie 'n punt nie, dis 'n komma. So dis nie 'n paragraaf nie. So daai is 'n hele paragraaf. Kom, ek maak dit makliker. Dit is 'n hele paragraaf. Ok. So, die dokter weeg vir Anita op die skaal. Ons moet kyk hoeveel jy weeg, sê sy vir Anita. Dis gaaf, jy weeg 25 kilogram. Ok. Ek wil net gou iets vir julle sê wat baie mense nie verstaan nie. Is daai tel nie as 'n paragraaf op sy eie nie. Want as dit het, dan sou dit apart wees. So apart. Daar sou met ander woorde 'n lyntjie oop wees. Makliker manier om vir julle te wys, dit sal so lyk, dis bla 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 bla. Soos byvoorbeeld, ek en Sunny het gekamp, dit was baie lekker gewees, ons het die son gesien, ons het boeke gelees, ons het gaan swem, en dan 'n lyntjie oop. Dit is 'n paragraaf. Daar is 1 paragraaf, daar is 2 paragrawe. Ok, so basies, al wat jy moet weet, lyntjie oop, paragraaf. Nie lyntjie oop nie paragraaf nie, al is daar 'n punt. Dan is dit deel van paragraaf 1, of paragraaf 2. Ok, so, hierso is ons klaar, ons het alles uitgewerk, ons weet nou, daar moet 'n lyntjie oop wees, voordat 'n paragraaf genoem is, soos byvoorbeeld die is ons lyn, ok, daar's 'n spasietjie, 'n hele vingerspasie tussenin oop, soos julle kan sien, hele vingerspasie tussenin oop, daar is 'n paragraaf. Goed, kom ons begin nou met die volgende een. Kom, ons kyk nou hoe lank jy is, sê die dokter. Die dokter gebruik 'n maatstok om Anita te meet.
Jy is 125 cm lank, sê die dokter. Goed, so wat kan ons hierso aflei? Ok, Anita is, ons gaan gou so maak. Ok, Anita is 25 cm lank. Ok, sê die dokter. Weereens, hierso kan ek mooi vir julle wys. Kom ons gaan daar weg. Daai is 'n lyntjie oop en die is 'n lyntjie oop. So, basies, paragraaf 1, paragraaf 2, paragraaf 3. Ok, daar's dit. Daar is punte, daar is alles wat ek vir julle gesê het, so daar's niks niets hierso nie. Al wat ons nou hoef te doen is aan te lees en te sien waar iets niets weer begin. As iets niets begin, dan kan ons daar weer werk. Maar hierso sien julle, daar is presies wat ek gesê het vir julle, punte, hoofletters, kommas en die kappie op die S. Ag, die sê. Ok, so daar's niks niets hierso nie. Ek wil wel vir julle sê, baie mense vra, hoekom is dokter nie 'n hoofletter nie? Want baie mense noem 'n dokter net dokter, jy sê nie vir hulle op hulle name nie. So dokter is net, dit is 'n werksnaam. So jy hoef nie vir hom so te spel nie. As jy hom so spel, gaan nie tel nie, want hoekom is daar 'n hoofletter in middel van 'n sin? O, genade. Ok. So, kom ons gaan aan. Goed so. Ok, volgende. Die dokter druk op Anita se maag. Dit maak nie seer nie. Weereens, alles wat ek vir julle gesê het. Kom ons gaan aan. Dan luister die dokter na Anita se bors. Die dokter kyk in Anita se mond. Dit maak nie seer nie. Jy is siek, sê die dokter vir haar. Jy het griep. Ek moet jou 'n inspuiting en medisyne gee. Die dokter gee vir Anita 'n inspuiting. Dit maak 'n bietjie seer. Eina, roep Anita uit. Is iets niets? Ok, daar's 'n uitroepteken. So 'n uitroepteken is as iets seer maak, of jy skree, jy roep dit uit. Dit is in die naam, 'n uitroepteken. So, as jy seer kry, dan gaan jy nie net sê, Eina, nee, jy gaan, Eina, jy gaan dit hard sê. So, dis 'n uitroepteken. Dis iets niets. So, daar's nog iets wat julle weet, 'n uitroepteken is altyd na 'n uitroepsin. Soos as jy vir hulle sê, kom gouie, met 'n uitroepteken, jy roep dit uit. Dis al hoe ons as, soos, tutors, juffrouens, ouers, enigiemand gaan weet, as jy dit skryf, dan is dit so. Ok, want as jy net sê, so, dan sit maar net Eina. Nie, Eina! Nee, ok. So, kom ons gaan aan. Dus ons is amper klaar hiermee. Dan wil ek net vir julle nog 'n paar goedjies wys en dan is ons heeltemal klaar vir die dag. Dan sal ek weer later ietsie vir julle doen. Goed. Anita vra die dokter om na Japie ook te kyk. Dokter, Japie is ook siek, sê sy. Is jy ook siek, Japie? Vra die dokter. Sy luister na Japie se bors. Sy bors klink gesond. Daar is 'n snytjie aan Japie se been. Die dokter plak 'n pleister daarop. Nou sal jy beter voel, sê die dokter vir Japie. Goed, soos by die laaste ene, laaste bladsy van Anita, en dan is dit 'n ander storie, so dan wil ek net vir julle 'n paar goedjies wys en 'n paar goedjies herinnering aan, en dan kan ons totsiens sê, tot die volgende les. Ok, die dokter gee vir Anita medisyne. Sy moet 3 maal per dag 'n teelepel van die medisyne drink. Die dokter gee ook vir Anita 'n suiglekker. Jy was baie dapper, Anita, sê sy. Dankie dokter, antwoord Anita. Kan Japie asseblief ook 'n suiglekker kry? O ja, sê die dokter. Japie kan sommer 2 suiglekkers kry. As hy. So,
Weer eens, ek wil net gou vir julle herinner. Okay, goed, so al wat ek vir julle nou wil sê, is daar's 1, 2, 3, 4 paragrawe. Okay, nie meer 3 nie, daar's nou 4. En goed, so ek kry nie hierheen afgelaai nie, maar ons gaan hom sommer hierso doen. Dis eenvoudig, dis dis net vir my wat ek vir julle wil gee as huiswerk. Okay. Boon die perd. Boon is 'n mooi groot perd. Hy dra 'n saal en toom. Hy staan by die stroom onder 'n boom en eet aan 'n boon. Sjoe. Sipo kom speel 'n noot vir Boon. Boon droom van 'n roos en sy seertoon. Oom Koos. Oom Koos kom kyk na 'n Boon se toon. Na Boon se toon. Sorry. Jammer. Die toon is skoon en Boon kry troos met brood. Boon bly in die stoor. Hy voel goor. Ma sal die kos stoom. Boon sal hoor hoe Sipo weer met note toor. Goed, kyk, nuwe woorde vir ons vandag is groot, droom, brood, stroom, stoor, skoon en stroom. Dit is ons stoon. Okay. Stoom en stroom. Nie deur mekaar raak nie. En dan spelwoorde wat julle kan gaan leer is stoom, boom, boon, roos, toon, goor, hoor, toor en noot. Okay. Soos julle kan agterkom, hierdie is al julle o-klankies. Julle o. So, dis dubbel o. Die perd se naam hierso is Boon. Okay. Maar dis julle o-klankies, dis hoekom. Daar's nog baie meer soos room en goed soos dit, maar op hierdie ogenblik fokus ons net op hierdie en op die. So julle kan vir my hierdeur gaan, julle kan gaan leer. Skryf hierdie altyd uit. Om dit uit te skryf is altyd lekker. Dit help julle baie vinniger leer. So dan skryf jy hierdie spelwoorde uit. Julle hoef dit nie soos in te stuur of enigiets soos dit nie. Ek sal wel, as julle wil, dan kan julle my klasie kom join. My online klasie. Ek is online op Maandag, Woensdag en Vrydag en elke naweek is ek hier en daar online. Julle kan gaan, daarso is baie lekker goedjies wat ons daarso gaan doen. Ons gaan hierdie weer deurgaan en Anita en net 'n bietjie verstaan. Okay? So ons gaan hierdie weer en nog 'n paar goeters op môre se klasie. As ek môre enige klasse kry. As ek môre enige leerders kry wat hulp kort, ek is hierso. Ek sal julle help met liefde. Geen probleem nie. Maar ek wil wel vir julle sê, al waar julle moet gaan om die klasie te kry. Kom, ek gaan gou wys julle. Okay, so julle gaan in Google in, want Google is julle beste maatjie. Dan gaan Google julle Superproof Tutors. Dan klik julle op die eerste ene. Dan is so soveel tutors wat julle baie mooi sal help. Maar julle kan my kry deur op die link te gaan. Nou, ek kan vir julle gou wys waar is my link ook. Ek gaan my link plaas op Instagram. Okay. Instagram, ek gaan hom sommer op hierdie video ook vir julle plaas. Dan is dit vir julle baie beter. So, hier is die link. Okay. Ons gaan hom kopie. Okay. Dan gaan ek hom vir julle hierso op hierdie video se description plaas. Net dat julle weet waar dit is. Okay, so voor ons gaan, wil ek net hê julle moet gou hierna kyk. Okay, so ons gaan bok later doen, ons sal bok later doen, ons hoef nie nou te worry oor bok nie.
Ons gaan net omdoen. Okay. So, die kat. Dit is 'n kat. Die kat sit op die mat. Die kat hou nie van bad. Die kat drink melk. Okay, so, mat, kat, mat, bad, rym. Okay. Wat is dit? 'n rot, 'n hond of 'n kat? Daar staan die kat. So, julle antwoord is dan baie duidelik gemaak dat dit vir julle 'n kat is. Genade. Dis 'n kat. Okay. Waar sit die kat? Onder 'n boom op die mat in die son. Daar staan dit, hy sit op die mat. Waar hou die kat nie? Die kat hou nie van bad nie. Wat drink die kat? Daar staan dit ook vir julle mooi geskryf. Melk. So as julle sulke leesstukkies kry, gaan altyd en gaan lees, weer deur dit. Want gewoonlik is al julle antwoorde daarso. Soos vraag 1, 2, 3 en 4 is almal so en hulle is mooi onder mekaar ook nog. Wat is dit? Dus die eerste sin, dis 'n kat. Waar sit die kat? Hy sit op die mat. So, daar's jou tweede antwoord. Wat hou die kat nie van nie? Daar's jou derde antwoord. Hy hou nie van bad nie. En wat drink die kat? Daar's jou vierde antwoord. Hy drink melk. So, gaan kyk altyd weer na jou teks en moenie deur mekaar raak nie, want daar's soveel mense wat deur mekaar raak en dan doen hulle dit verkeerd. So, onthou, wees rustig, alles gaan weer. Sien julle by môre se klas miskien. Soos ek sê, ek sal vir julle die link van my sit op die video en dan kan julle maar net daardeur gaan. Okay. So, vir die laaste keer, onthou nou vir vandag, asseblief vandag se les, name begin altyd met hoofletters, byvoorbeeld Ansie. Begin van die sin is altyd 'n hoofletter. Okay, mag nie met 'n klein letter begin nie. Die einde van die sin is altyd 'n punt, 'n punt, 'n punt, 'n punt, 'n punt. Punt, punt, punt. Okay, punt, einde, klaar. Okay, Adam, nee, Adam, ja. Hoofletter A, onthou, hoofletter, begin van 'n sin, hoofletter. Nie klein letter nie, hoofletter. En dan punte. Punte is belangrik. Moenie julle punte vergeet nie. Okay, weer eens, dit is nou 'n paragraaf, lyntjie oop, paragraaf. As dit dan een is, stel dit as een paragraaf. Moenie dit vergeet nie. Okay. Maar in elk geval, julle moet 'n verskriklike lekker dag verder hê en dan sal ek julle môre sien by die klasie wat ek online aanbied op daai webwerf wat ek vir julle gewys het. Ek bly die naam vergeet. Ekskuus tog. Maar weer eens, al wat julle doen is julle gaan in Google in. Julle sê die webwerf se naam. Waar is ek in? Okay, goed, so hier's ek in. Julle gaan in die webwerf se naam in. En ja, dis basies dit. As jy nie die webwerf kry nie, dis Superproof. Ek moet gaan kyk het. Dis Superproof, daar's baie mense, maar ek sal my link vir julle sit, dat julle my persoonlik kan kry, as julle my soek. Anders kan julle by soveel ander mense gaan, by Custody, by soveel ander mense. Hulle is ook jonk, sê maar net, is baie jong mense. Maar, dan moet julle 'n lekker dag verder hê, en dan sien ek julle môre by die klas.